Goeiedag, lieve vriende. Het is my voorreg om weer met julle 'n boodskapie te deel. Ek besef ek het dit lanklaas gedoen en ek vra om verskoning daarvoor. Ek hoop julle sal my vergewe. Maar hier is dit dan nou. Ek deel graag met julle wat die Here wil, glo ek, hoop ek met julle wil deel. So kom ons bid daarvoor dat dit is wat die Here graag op julle harte wil druk. So ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg, Here, om saam te kan kuier, ook op hierdie manier, op 'n skerm, miskien die wêreld oor. Hier het so bestem dat tegnologie ook u woord en u stem die wêreld kan indra, en dit is vir ons 'n groot voorreg om dit ook te mag gebruik in ons bediening en om met mekaar ook so saam te kuier om die woord. Dit is regtig 'n voorreg om te weet u is in alle opsigte en alle aspekte van ons lewens betrokke. U reël dit so, u skep dit, u maak dit, u was van nog altyd af daar, u is vandag by ons elkeen, en u gaan ook van môre af elke dag by ons elkeen wees, en dit is so 'n groot voorreg en 'n blessing om dit te kan weet. Dis net genade. Baie dankie daarvoor. Maak nou die woord vir ons oop, gee dat ons sal hoor wat u graag vir ons wil sê, en dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit met die wêreld sal deel daar buite, sodat almal u stem sal hoor. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit vir ons 'n voorreg is om oor u te gesels, en dit vir ons 'n voorreg is om u te ken. Baie dankie daarvoor. Amen. Daar sê julle, so ek en Suzette het die afgelope week of wat die voorreg gehad om daar aan die Weskus bietjie te gaan blomme kyk. Ons sou oorspronklik met die motorfiets gery het, en so 2 dae voor die tyd, toe maak my motorfiets moeilikheid en sy agterste skokbreker drip olie uit, en toe het die tyd ons bietjie gevang, en toe ry ons maar met Suzette se kar. So ons is seker maar die enigste ouens wat op 'n bike trip gegaan het met 4 wiele, maar dit was nog steeds lekker geweest. Ons het saam met vriende gery wat hulle motorfietsse mee gery het, en dit was nog steeds 'n voorreg en baie lekker om saam dit mee te maak. So tussen die ryery en die kykery deur het daar 'n paar mense ook dan nou ons paaie gekruis, en ek wil graag vandag hulle stories met julle deel, en dit ook deel maak van die stukkie wat ek met julle wil deel, of die paar gedagtes, want soos julle weet, het ons almal mos maar stories. Party van ons stories is lekker om te vertel, en dit laat ou lag, en dit maak jou hart warm klop, maar ander stories is dan natuurlik moeiliker om te vertel, want dit maak seer, en dit bring trane, en dit krap ou wonde oop. Maar die slim mense sê, om jou hart weer heel te maak, moet jy jou stories vertel, want dit gee vir jouself dan ook nuwe perspektief ook op jou stories. En in al die stories van die mense wat ons pad gekruis het die afgelope tyd, kon ek sien hoe die Here deel was en steeds is van hulle lewens, en ek het net weer besef waarom ons vertroue dan nou in God kan stel. So saam met die stories wil ek dan graag vandag met julle ook 6 redes deel waarom ons op God kan vertrou in alle omstandighede. En die eerste een daarvan is, hy ken jou naam. Jesaja 43 vers 1 sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. So, Israel is hier in ballingskap en is moedeloos, maar God roep hulle op om nie bang te wees nie, want hy het hulle nie net geskep nie, maar hy is ook derentyd by hulle. Hulle is so kosbaar vir hom, dat hy hulle op hulle naam ken. Hy het hulle gemaak, hy weet presies wie hulle is. So ek en Suzette stap een middag laat daar op die strand in Strandfontein. Die strand is maar stil, want dit is buite seisoen, maar daar staan tog 'n kar met 'n paar manne op daar op die parkeerterrein area, met die boot oop, en die musiek is so effens hard, maar nie so dat dit pla nie. En terwyl ons so drentel en na die skulpies kyk en klippies optel, sien ek een van die manne nader stap, so uit die hoek van my oog, en nogal doelgerig, en ek wonder so vir 'n oomblik by myself, waar is die ou nou op pad heen? En toe ek weer sien, toe staan hy voor my, en hy sê vir my, jammer om te pla, meneer, maar kan ek jou iets vra? Nou weet julle mos, as dit so begin, waar dit gewoonlik eindig nie, maar nie die keer nie. Die keer sê die ouetjie vir my, meneer, my naam is Nikolai, en wat moet ek doen om die vrede te beleef wat jy uitstraal? Hier staan ek julle, en dit het my nogal ontkant gevang, want soos ek daar loop, beleef ek nie noodwendig hierdie vrede wat Nikolai in my sien nie. En ek besef,
maar hierdie jongman beleef dit ook nie, en hy streef daarna. Want ons almal voel mos maar soms of ons in ballingskap is, soos die Israeliete, en dit maak mos dat ons nie vrede kan hê nie. Ek het toe maar so vinnig geskietgebedjie vir die Heilige Gees gevra, om my te help om die regte woorde vir Nikolai te sê, want ek het nie geweet wat om te sê nie, ek was stom verbaas. En ek sê toe maar eers dankie vir die mooi kompliment, en na so rukkie se gesels met hom, sê ek vir hom, hy moet net sy hart oopmaak, sodat die Gees dit kan volmaak. Want dit is tog die enigste manier om vrede in jou te kan hê. Want God ken ons elkeen by ons naam. Hy weet wat in ons harte aangaan. Want hy het vir my en vir jou en vir almal, vir Nikolai daar in die Weskus ook geskep. Ons is nie maar net nog 'n persoon wat geken word in 'n ID-nommer of 'n paspoortnommer nie. God ken jou doopnaam. Hendrik Frans van Georg was my oupa se doopnaam. Ek dink daar was nog 'n paar by. Hy ken ook jou noemnaam, Nikolai of Henk of wie ook al jou noemnaam is. Hy ken selfs jou bynaam, Liefie of Duifie of Goggaitjie of wat ook al jou noemnaam is vir jou geliefdes. God ken ons almal se diepste begeertes en behoeftes. Hy ken jou naam. Die tweede rede waarop ons altyd op God kan vertrou is, hy sal vir jou veg. Eksodus 14 vers 14 sê, bly julle maar net kalm, die Here sal vir julle veg. So hier in Eksodus is die verhaal waar die Israeliete so pas uit Egipte weg is, en vir 'n paar dae het dit vir hulle gevoel of hulle nou vry is van slawerny, né? Onthou julle die storie? Maar dit was van korte duur, want die farao het weer van plan verander, en hulle met sy strydwaans agterna gesit. Ons lees, hy het al sy strydwaans en al sy manne ingespan om die Israeliete agterna te sit. En dit het natuurlik die Israeliete baie benoud gemaak. En dit is toe dat Moses hulle gerus stel met hierdie woorde, dat die Here vir hulle sal veg. Ons almal weet wat volgende gebeur het, né? Die volk is op droë grond deur die see, en die Here het geveg. Die Here het die geveg met die Egiptenare gewen, sonder dat daar eintlik enigsins 'n geveg was. So op pad Kaap toe is ons eerste stop by 'n dorpie Albertinia. Daar staan 'n koswyntjie waar hulle die lekkerste pannekoek bak. En terwyl ons daar staan en pannekoek eet, sien ek daar eenkant sit 'n oom alleen by 'n tafeltjie, en ek gaan groet hom toe en ek raak aan die gesels, en hy deel sy storie met my. Hy sê hy is as 'n babasie teen Duitsland deur Amerikaanse soldate gevind nadat sy familie in die oorlog dood is, sy hele familie. En hy is toe deur 'n Duitse sendeling aangeneem wat hom saamgebring het Suid-Afrika toe. En dit is waar hy groot geword het en hoekom hy vandag nog in Suid-Afrika woon. Hy het hier skool gegaan en uiteindelik het hy 'n plaas daar in die noorde van Limpopo gekoop waar hy vir lank geboer het tot op 'n dag toe sy 2 seuns daar in 'n plaasaanval doodgeskiet is. Hy is ook gewond, vertel hy, en hy het die plaas toe net so daar gelos, want hy kon dit nie verkoop nie, as gevolg van grondeise op die plaas. En toe het hy besluit, hy gaan net so buitekant Albertinia kom bly, en boer, en die oom sê vir my, hy het nog nooit vir die Here iets gevra nie, want die Here het nog altyd vir hom genoeg gegee. Binne in die wêreldoorlog, deur plaasaanvalle, hou hierdie oomie daaraan vas, dat die Here vir hom veg en vir hom sorg, net soos vir my en vir jou. Die 4de rede is, hy dink aan jou. So die Sondag aand daar op ons trippie, sê die vriende vir my, ek het mos nou nie vandag gepreek nie, so ek moet dan ten minste aandgodsdiens hou, en ek lees toe vir ons die volgende Psalm 139, lees ek vir ons, ook sommer nou saam, Psalm 139, daar staan, U ken my deur en deur, vir die koorleier van Dawid 'n Psalm. Here, U deursoek my en U ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter, U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek kon gaan om U gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om U teenwoordigheid te ontvlug?
Gaan ek op na die hemel toe, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, dan is U ook daar. Vlieg ek met die dageraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal U hand my lei, en U regterhand my ondersteun. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig en die lig nag word rondom my, dan is die nag vir U nie donker nie, maar is so helder soos dag, want duisternis is vir U soos lig. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van die moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is alles opgeteken, elke dag is bepaal, voordat een van hulle daar is. Pragtig, né? So die opskrif van hierdie psalm is U omsluit my van alle kante. En Dawid skryf hier dat God reg deur my en jou sien. Hy ken ons gedagtes, hy weet wat ons gaan sê nog voordat ons dit dink. God ken ons bekommernisse, God ken ons vrese. Ons kan dit maar voor sy voete lê. En ons kan maar weet dat hy daaraan sal aandag gee. Want hy dink in elk geval, elke dag, heeldag aan my en jou. Die volgende een is, hy het planne vir jou. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dit is so 'n bekende versie, né? So baie kinders skryf dit op hulle arms as hulle rugby speel op hulle plakkers en baie van ons groot mense hou ook daaraan vas. Dat die Here vir ons voorspoed en nie teenspoed wil gee nie, maar natuurlik moet ons dit nou in konteks lees. Nie dat dit 'n groot verskil maak nie, want dit beteken nog net so baie. So hier praat God weer met die ballinge, en hierdie keer wel deur die brief van Jeremia. En net soos dit vir die ballinge moeilik was om te glo dat God dit goed bedoel met hulle, wonder ons ook soms wat God bedoel as hy sê dat hy vir ons voorspoed beplan wanneer ons sukkel om dit raak te sien. Dink die fout wat ons egter maak is om te dink dat hierdie voorspoed gaan hier op aarde wees. Die voorspoed wat God aan ons beloof het, in die vorm van sy oneindige liefde, wat hy deur Jesus Christus aan ons bewys het, en juist daarom hoef ons nooit in vertwyfeling te raak nie. So 'n familielid van vriende wat saam op die motorfietstoer was, woon daar aan die Weskus, en ons het hulle ontmoet, en hulle vertel vir ons hoe dat hy as 'n seentjie deur hulle ouers weggegooi is, en as ek sê weggegooi is, letterlik weggegooi. Hy sê die welsyn het hierdie twee seentjies waarvan hy een was, alleen in 'n huis gekry, aan 'n tafel vasgebind. Met niks en niemand naby of rondom hulle nie. En as 'n mens dan nou vandag na die persoon kyk, dan besef ou God het 'n plan met hom gehad. Vandag bestuur hy 'n groot maatskappy, hy is die pa van 5 seuns, hy is gelukkig getroud, en ek dink die mooiste van alles is, die vrede straal uit sy oë uit. God beplan vir ons voorspoed, wat eintlik nie menslik verstaanbaar is nie. Die 5de punt, hy is vir jou 'n skuiling. Weer uit 'n Psalm uit, Psalm 62, vers 6 tot 8 staan geskryf, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte en my toevlug. Like julle, hoeveel troos en bemoediging is daar nie in hierdie Psalm nie, né? In hierdie 2 versies eintlik. Dawid het maar net die vermoë gehad om te beskryf hoe dat God vir hom 'n veilige plek was. Die tema van Psalm 62 is dat God oral is, dat hy help en dat hy op enige plek beskerming bied. Ook daar waar jy op hierdie oomblik dit nodig het, né? En as ek sê die plek is, dan is dit nie noodwendig die fisiese plek nie. Dit sluit ook in die plek in jou lewe of in jou gemoed waar jy op hierdie oomblik is. So die module waarmee ek nou in my studies besig is, gaan juist daaroor dat almal stories het om te vertel, soos ek vroeër ook gesê het. En dit is goed om jou stories te vertel, maar dan moet natuurlik ook iemand wees wat na jou storie kan luister. En al raad wat ons dan nou hoef te gee, ons wat die luisterwerk doen,
is hierdie raad wat Psalm 62 vir ons gee, wat van Dawid afkom, wat sê, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is jou rots en jou redding, jou veilige vesting, sodat jy stewig kan staan. God is jou redding en jou krag. Hy is jou rots, jou sterkte. God is jou toevlug. Dis eintlik al raad wat ons hoef te gee vir mense wat hulle stories, wat hartseer is, met ons kom deel. Die laaste punt wat ek graag met julle wil deel is, God is altyd by jou. En Matteus 28 vers 20 bevestig dit, daar staan, en onthou, is Jesus wat hier praat, nie? Hy sê daarso, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus sê hierdie woorde aan sy disippels, natuurlik net voordat hy opvaar na die hemel, en ons is bevoorreg om vandag nog deel van hierdie vertroosting te kan wees, nee? Dit is wonderlik om te weet dat Jesus deur die Gees by ons elkeen is, tot aan die einde van hierdie bedeling waarin ons nou leef, hierdie aardse bedeling. Die Gees is ons gids en ons leermeester aangaande alles wat Jesus gedoen en gesê het. En daarom kan ons met sekerheid weet dat die Gees ons lei in enige situasie waarin ons onsself mag bevind. En al kan ons nie ons geliefdes wat dalk in die hospitaal is besoek, as ons graag sou wou nie, of nie by ons mense wat nie naby ons is kan uitkom nie, of nie by ons kinders kan wees nie wat in ander dorpe bly, kan ons met sekerheid weet dat God se kinders nooit alleen is nie. Hy is altyd by almal wat op hom vertrou. En daaraan kan ons vashou. En daarom kan ons altyd op God vertrou. Kom ons bid daarvoor. Ons heilige hemelse Here, baie dankie vir die sekerheid wat ons het, dat ons op U kan vertrou. U ken ons by die naam, U weet wie ons is, U het ons geskep, U veg vir ons, U lei ons, U is ons God, U is ons verlosser. Ons kan eintlik net sê, dankie, dankie, dankie Here. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen.